Is julle gereed vir die woord? Is jy regtig gereed vir die woord? Goed, nou, julle kan saam volg op die bord, of jy kan jou eie Bybel kyk, is soms goed om jou eie Bybel te vat en net aantekeninge te maak. Maar ek begin in Lukas 10, die agtergrond van Lukas 10, die hoofstuk is waar Jesus 70 van sy volgelinge, daar was toe nog 70 wat hom gevolg het. Jesus se gemeente het agteruit gegroei toe hy op aarde was, want daar was eers 120 en toe is daar 70 en toe bly daar net 12 oor en die heel einde het daar niks oorgebly nie. Weet, ek sê nou vir pastore, ek sê, as ons glo ons is in die laaste van dae, dan moet jou kerk al hoe leer raak. Nou, hulle het nie baie daarvan gehou nie, maar, want as in die laaste van dae, gaan hulle vir hulle leraars aanstel, wat vir hulle ore gaan streel. En mense gaan stroom na plekke waar hulle woord kry, wat hulle goed laat voel en hulle ore streel. Nou, ons dankie Here, vir elkeen van julle wat nog Sondag na Sondag kom, nie om gestreel te word in jou ore nie, maar om die waarheid te hoor, want die waarheid maak vry, die waarheid bou, die waarheid gee vir ons 'n beter lewe, amen, en ek gaan vanoggend vir die waarheid gee, soos ons elke Sondag doen. Nou, die woord van die Here, kom leer ons in Lukas 10, waar Jesus dan hierdie 70 uitgestuur het op 'n missie, en hy het hulle gestuur om te gaan verkondig dat die koninkryk van die hemele het naby gekom. Onthou, dit was voor sy kruisdood en sy opstanding, so die koninkryk het nog nie gekom nie, maar die koninkryk het naby gekom. Na die opstanding het hy weer uitgestuur en gesê, gaan verkondig, die koninkryk het gekom. So Jesus weet ons is gevestig, hy is koning van alle konings, hy is Here van alle here, maar die was voor die tyd en hy het hierdie opdrag vir hulle gegee, maar hy stuur en ek wil iets vir jou kom uitwys, waar die Heilige Gees het op my hart gedruk het, soos hulle uitstuur, sê hy vir hulle, nou daar's 2 sendingreise gewees wat hulle op uitgestuur het, maar hier is die eerste ene wat hy sê, vat niks saam nie. En gaan van plek tot plek, van dorp tot dorp, en gaan verkondig dat die koninkryk het naby gekom, maar hy gee vir hulle opdrag, want natuurlik as hulle so op reis gaan, moet hulle plek kry om te bly. Hulle kan nie net buite bly nie, weet waar hulle is dit koud in die nag, en die son kan hulle verskroei in die dag, maar hy kom in vers 5, Lukas 10 vers 5, hy sê, in watter huis julle ook mag ingaan, sê eers, vrede vir hierdie huis. Vers 6, en as daar 'n man van vrede is, jy kan dit onderstreep in jou Bybel, jy kan daar langs gaan skryf, of vrou, as daar 'n man van vrede is, sal julle vrede op hom rus, anders sal dit tot julle terugkeer. Bly dan in daardie selfde huis, en eet en drink wat hulle het, want die arbeider is sy loon werd, moenie van huis tot huis gaan nie. As daar 'n man van vrede is, of 'n vrou van vrede is, bly daar. Nou, van die ander vertalings het duidelik 'n bietjie mooi en hulle het 'n manier gehad hoe hulle die mense groet en 'n vredesgroet gegee en dan moet die persoon reageer met dieselfde vredesgroet. En as daai persoon nie reageer met die vredesgroet nie, omdat hulle nie vrede het nie, moenie in daardie huis bly nie. Soek die volgende huis. En terwyl ek dit lees en ons het so een oggend by ons mannegebed het bietjie bespreek, het ons mekaar gevra, as die Here nou in ons gemeenskap nou hierdie 70 moes uitstuur, en hulle verby ons huise moet kom, en aan jou deur kom klop, en jy moet 'n vredesgroet groet, wat gaan hulle beleef? Gaan hulle by jou tuis gaan? Is nou awkward stilte. Want julle almal wonder seker nou. Hoe lyk 'n man van vrede? Hoe lyk 'n vrou van vrede? Dit is 'n goeie vraag om te vra, want dis wat die Here sê, by daai huis moet jy tuis gaan. Op een van die ander evangelies sê, weet jy wat, as hulle jou nie ontvang met vrede nie, dan moet jy selfs die stof
wat uit die huis is, op jou voete was, op jou skoene gekom het, met jy afskit. Nie eers die stof van 'n huis van onvrede moet saam met jou verder beweeg nie. En dit het my nogal kom uitdaag. Toe ek het lees en sê, wow, Here, dit hang af wanneer U my vra. Want 'n maandagoggend in die verkeer, gaan hulle dalk die stof van hulle skoene met afvee. Dit gaan al beter, okay. Maar is jou huis 'n huis van vrede? Die wêreld het 'n konsep van vrede, en die wêreld het, weet, hulle wil heeltyd vrede gee, maar die Bybel praat ook van 'n wêreldse vrede wat 'n valse vrede is. 'n Vrede wat beïnvloed word deur omstandighede. 'n Vrede wat jy beleef omdat niemand niks teen jou het nie, en daar's nie oorlog nie, maar dis nie noodwendig 'n goddelike vrede nie. Die vraag is, wat gaan vir jou vrede gee? Wat gee vir jou vrede, soos jy vanoggend hier sit? En wat is vrede? Daar's nie onstuimigheid nie, daar's nie 'n bekommernis nie. En natuurlik, iemand wat vrede het, is iemand wat gelukkig is. Is dit nie waar nie? Iemand wat vrede het, is iemand wat blydskap het. Want dit is bitter moeilik om blydskap as 'n emosie te beleef in 'n oomblik van warboel en onvrede. Is dit nie waar nie? En ek wil vanoggend vir jou kom help. En mag die Heilige Gees ons help. Om eerstens te weet, wat is ware vrede en hoe vind ons hierdie ware vrede? Nou dink gou mooi, vrede. Nou, daar's 'n woord, en nog nie die volgende ene opsit nie, maar daar's 'n woord, en ek onthou, ek sal nooit vergeet nie, en dis hoekom ons kinderkerk so belangrik is. 'n sonnaskoolles, wat ek was seker 8 jaar of 9 jaar oud, wat ons juffrou, ek sal nooit, ek onthou nog haar naam, wat sy vir ons 'n les gegee het, en sy het gepraat oor die woordjie te. En sy het vir ons gesê, enigiets wat 'n te vooraan het, is nie goed nie. Amen? Maar daar's 2 wat oukei is, wat dalk goed is. Die eerste een is te perd, dis oukei. Okay? Maar in ons konteks werk dit nie meer nie, okay? Maar die ander woordjie wat sy vir ons sê, die enigste woordjie wat 'n goeie woordjie is met 'n te vooraan, is tevrede. Ek weet ek kan 'n onderhoud met elkeen van julle voer en regtig uitvind en hoor, is jy tevrede? Wat dink jy aan? Wat is ware vrede? Ware vrede is nie gekoppel aan mense of omstandighede nie. Ware vrede is 'n toestand wat ek in lewe wat ons noem tevrede. Engelse woord is I'm content. Want wat maak jou meer gelukkig in die lewe as om tevrede te wees? Ek is vergenoeg. Nou, jy kan dan vir die definisies daarop sit. Die woord tevrede is die resultaat van tevrede. Die woord tevrede beteken in die verklarende woordeboek sê dit is om voldaan te wees, nie meer begeerend te wees nie. Dis genoeg vir my. Ek het genoeg. Nou wil ek jou die vraag vra. Ek wil vir die manne vra vanoggend, wat gaan dit vat om jou vrou tevrede te maak? As jy die antwoord het, kom sê vir my. Ek het nie die antwoord vanoggend. Nee. Wat gaan dit vat, mevrou, om jou man tevrede te maak? Wat gaan dit vat om jou
kinders tevrede te maak. Want jy sien, as ons nie tevrede is, gaan ons nie vrede vind nie. Daar's 'n mooi Indiese spreekwoord, en ek weet nie weer die Indiese mense het hierdie spreekwoord nie, maar as jy die oes van vrede word verkry die saad van tevredenheid. Dis so mooi. Die oes van vrede word verkry uit die saad van tevredenheid. Hoe vind ons daardie tevredenheid? Waar kry ons daardie saad van tevredenheid? Dink daaraan. As ek maar net tog hierdie verhoging kan kry en hierdie salaris kan verdien, dan sal ek tog net tevrede wees. Vir hoe lank? Jy sien, ons soek dinge in hierdie wêreld wat ons tevrede maak, maar kan ek vanoggend jou net herinner, daar is niks in hierdie lewe wat ek vir jou kan bied wat jou ware tevredenheid gaan gee nie. Ek het al gesien mense wat in armoede is, maar wat tevrede is. Maar het ek al gesien wat mense wat meer as genoeg het, alles wat hulle hart begeer het, maar hulle lewe in onvrede. Want is nie genoeg nie. En dis die uitdaging, is dat ek en jy weet, en ons het al baie daaroor gepraat, met wedergeboorte, daar iets in ons gebeur, en ek en jy het 'n nuwe dimensie begin inneem in ons lewe, en dis 'n driedimensionele dimensie van ons lewe, wat ons nie net lewe in die siel, in die vleesdimensie nie, maar wat is gewederbaar? Die geesmens is gewederbaar, en nou is daar 'n dimensie wat in ons lewe, wat ons moet onderskeid tref tussen hierdie twee, want die woord sê, dis waar die twee snydende swaard inkom, om ons te help om onderskeid te tref tussen die vlees en die gees. En hier is die uitdaging van die vleesdimensie. Die vleesdimensie is die dimensie van begeerlikhede. Jou siel sit in die middel van die gees en die vleesdimensie, en jou siel word beheer deur hierdie twee dimensies, of die twee dimensies, of die een of die ander. Hy kan nie deur albei beheer word nie. En hier is die uitdaging van die vleesdimensie. Dis onmoontlik om die vleeslike dimensie van jou lewe tevrede te maak. Ek kan jou vandag vat, nou, my vrou is volgende hier vir 'n rede nie, want ons het vanmiddag 'n groot familiebruilof in Bronkhorstspruit. Okay, so, julle weet hoe's die dames, ek sê, daar's baie tyd na kerk om reg te maak. Nee, my man, jy verstaan nie, om vir 'n troue gereed te maak. Soms wonder ek of ons so tyd spandeer om ons gereed te maak vir die teenwoordigheid van die bruidegom, van alle bruidegomme. Nou weet ek al vanmiddag, dit gaan lekker wees, en die seremonie gaan ons wees, maar dit waar ons aan die meeste uitsien, moet dit nie vir hulle sê nie, maar is die lekker maaltyd, na die tyd. En vir wat se redes gaan julle troues toe? Ja, ons gaan om die beloftes aan te hoor en getuies te wees, maar dis vinnig. Maar nou kom daai maaltyd. Joe. Nou ek weet nie wat gaan ons vandag kry, maar soms kry jy net hierdie lam wat hulle voorberei het, of hierdie beesbout wat hulle voorberei het, of ander dag het ek by 'n troue lamb shank gekry. Dit was die lekkerste, verstaan jy? Dit was jy kon gekies het, vul dit. En dis die lekkerste. En terwyl jy dit eet en jy so gesprek het en jy gesels om die tafel, is dit lekker en is vervullend en dit is bevredigend, en jy voel na die tyd, weet jou, ek seker daarvan, dan moet 'n senuwees wees wat gekoppel is van hier af hiernatoe. Jy het dit al beleef. Want jy is so tevrede, want jy is versadig. En dan slaap jy die lekkerste. Wie van julle was al daar? Was julle al by troues gewees, het julle al beleef? Maar weet jy wat is my groot ding van 'n troue? Ek weet nou, ek sê vir myself al, terwyl ek daai maaltyd eet, sê ek, weet jy, môreoggend gaan ek hierdie mis. Dan gaan ek vir myself sê, plek sê nog 'n happie gevat het. Want dit is altyd so lekker en so ryk, dat jy kan nie te veel eet nie. En dan môreoggend, weet ek, maandag, dis die eerste keer dat ek nou op 'n maandagoggend na 'n troue gaan wees, maar maandagoggend gaan ek weer honger wees. Hallo? So niks is 'n blywende tevredenheid nie. En dis die uitdaging van die lewe, want die soeke na daai tevredenheid, die soeke na sensasie, die soeke na vervulling, is 'n dryf wat ons dryf in plekke wat ons soms nie moet uitkom nie, dat ons dit oordoen. Onsself ooreet.
ons het so grype na die wêreld en ons hoop as ek maar net nog besigheid kan doen, as ek maar net nog. En weet jy wat, alles, al daai meer, al daai te. Hoekom is te gevaarlik? Want te kos 'n prys. Dit kom steel van jou, dit kom vat van jou. Dit kos dat jy meer tyd moet afknyp van jou gesinslewe af sodat jy net meer geld kan verdien. Dit kos die te. Want ons kan nie tevrede word met dit wat die wêreld vir ons bied nie. Hoe maak ek en jy as gelowiges? God kom voor sy volk en hy gebruik vir Jeremia, net die regte profeet kry vanoggend weer. Jeremia 2 vers 13, hy sê, want my volk het 2 verkeerde dinge gedoen. Hy kom voor sy volk. Hulle het 2 verkeerde dinge gedoen. Die fontein van lewende water het hulle verlaat. Die Engelse vertaling sê, they rejected me. Hulle het my verwerp. Hulle rug op my gedraai. Die agtergrond is die volk het weer afgode begin aanbid. En hy sê, wat het hulle gedoen? Hy sê die 2 verkeerde dinge. Eerstens het hulle rug op my gedraai. Hulle het my verraad en vir hulle reënbakke uitgekap. Om vir hulle reënbakke uit te kap. Gebarste reënbakke wat geen water hou nie. Wat was die doel dat hy moet bars? Okay. Hy het so onlangs gebars, maar ek weet hy moes voorberei word vir die preek. Dis wat die woord van die Here kom sê. Julle het julle rug op my gedraai, julle het my verlaat en julle het vir julle gebarste reënbakke gaan uitkap. Jy sien, wat doen 'n gebarste reënbak? Niks. Hy kan niks behou nie, hy kan niks vat nie, can't contain anything, hy kan nie vervul word nie, hy kan nie tevrede wees nie, hy kan nie oorloop nie. Dis 'n gebarste reënbak, hy het geen nut nie, maar hy sê vir die volk, dis wat julle probleem is, julle hardloop na goed, wat julle dink julle gaan beter laat voel, maar daardie goed gaan, die reën kan kom en hy kan hierdie bak nat maak en hy gaan nat wees, maar môre gaan hy weer droog wees, want hy gaan niks hou nie. Dit wat jy die wêreld ingryp, dit wat die wêreld vir jou bied, dit kan nie iets permanent hou nie. Dan gaan ons na die verhaal. Baie belangrike en bekende verhaal wat Jesus in 'n gesprek met 'n vrou is. En dit is interessant hoe Jesus 'n belewenis het en mense ontmoetings het en alles wat hy gedoen het was doelgerig geweest. Alles was fyn beplan geweest sodat in dit waar hy gewandel het en in die stories wat hy vertel het dat ek en jy kan leer rondom ons geestelike lewe hoe ons moet lewe, wat saak maak. En het Jesus 'n gesprek met 'n persoon en hierdie persoon het hy baie spesifiek uitgesoek, uitgekies. Dit het nie toevallig gebeur nie, want daar is nie so iets in Jesus se wandel op aarde wat toevallig was nie. Hy het dit uitgesoek, hy het hierdie oomblik uitgekies, sodat ek en jy iets kan leer. Hy het hierdie persoon wat nog 'n vrou was, wat hy uitgesoek het en gesê, maar ek moet met haar die gesprek hê, en ek moet met haar die ontmoeting hê, sodat my kerk eendag kan hoor wat ek vir hulle sê. Hoor wat sê die Here vir my en jou, deur hierdie ontmoeting wat hy met hierdie Samaritaanse vrou by die put gehad het. Nou, eerste plek was dit nie dieselfde kultuur nie, dit was nie dieselfde ras nie, hulle was Samaritane, hulle was eintlik heeltemal afgeskei van die Jode. Jy kan gaan lees in die konteks van die verhaal, ek gaan terwille van tyd nie by alles uitkom nie, maar hy het 'n gesprek met hierdie vrou, en hoekom haar uitgekies? Want haar lewe is op 'n baie unieke plek, om vir ons iets te kom leer, rondom ons wandel, saam met hom hier op aarde. Jesus antwoord en sê vir haar, nou hierdie vrou, die agtergrond vir die wat nie weet nie, hulle was op reis gewees, hulle het naby Samaria gekom, en sy disippels sê, Here, ons gaan stad toe, so ons gaan kos koop. En hy het gesê, ek gaan nie agterbly by die put. Maar hy het geweet hoekom hy dit doen, want hy het 'n afspraak gehad. En terwyl hy by die put staan, toe kom daar 'n vrou aangestap, en nou, daar was nie lopende krane nie, jy moes uitgegaan het na die put toe, en jy moes vir jou water gaan skep het in kruike, en dit na jou huis toe gevat het, en hierdie vrou het haar routine, of het weekliks of daagliks is, kom ons sê, weeklikse routine, het sy gehad om na die put toe te gaan, en te gaan water skep. Sy's alleen, sy's eensaam. En Jesus het 'n gesprek met haar, en Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het, en geweet het, wie hy is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, want hy het van gevra, gee my iets om te drink.
sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. En die vrou sê vir hom, Here, u het nie eens 'n skepding nie en die put is diep. Waarvandaan kry u dan die lewende waters? En sy praat oor hierdie put en sy vertel hierdie put wat hulle vader Jakob vir hulle gegee het en is hy dan groter as hulle vader Jakob? En Jesus kom weer met die antwoord in vers 13. En Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry. Jy gaan week na week moet kom skep vir jou huisgesin, want al gee hulle nou van hierdie water, oor 'n uur of 2 is jy weer dors. Dit wat hierdie put vir jou bied is nie blywend nie. Dis nie permanent nie, dis net tydelik, dis net vir 'n oomblik. Kerk, hierdie put verteenwoordig die wêreld, dit wat die wêreld vir jou kom bied, hierdie sensasie wat die wêreld vir ons wil bied, hoër salaris, meer geld, meer roem. Dis tydelik. Maar die mot en die roes verniel hier op aarde. Hy sê as jy van hierdie water drink, gaan jy verseker weer dors kry. Hierdie is nie die vervulling wat jy nodig het, dis nie wat jy in jou lewe nodig het. Jy sê, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. 'n Ewige les, 'n permanente dors wat geles word, maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. En die vrou sê vir hom, Here, hoe anderste? Here, ek soek van dit. Ek soek van dit, Here. Gee my daardie water. Hy sê, Here, gee my daardie water, sodat ek nie dors kry en hier hoef te kom skep nie. Dit sal baie moeite vir my spaar, Here. Geef my daai water. Dit klink vir my na die antwoord. Dit klink vir my na die oplossing. Hoe wat doen Jesus? Onthou, hy weet wie sy is. Hy het 'n baie unieke, baie spesifieke afspraak met hierdie vrou. Want hy het geweet wat haar agtergrond is, hy weet presies wat in haar lewe aan die gang is. En ons sien dit ook hoe hy haar antwoord, want hy sê vir haar, Jesus sê vir haar, gaan roep jou man en kom hier. Dis my so mooi. Jy vra hierdie waters, maar dis nie net vir jou nie. Jy kan nie net vir jouself vra nie. Jou gesin het hierdie water nodig. Jou man het ook hierdie water nodig. Jy het nodig om saam te drink. Ek gaan nie net vir jou alleen gee van hierdie water om te drink nie. Jy het nodig om saam te drink van hierdie water. En hier is haar lewe. Die vrou antwoord en sê, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê vir haar, jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie. Want jy het 5 mans gehad. En die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Soos dit nie haar man is nie, moet dit iemand anders as 'n man wees. En die geskiedenis van die vrou is, sy het 5 mans gehad. En Jesus kom leer vir ons iets, en hy kom leer vir hierdie vrou iets, om te sê, weet jy wat? Jy skep by die verkeerde put. Hierdie put van Jakob, jy gaan net nog dors kry. Jou eerste huwelik, dit het duidelik nie gewerk nie. Nou, ek wonder wie is die probleem hierso. Ek wil eintlik aanneem dat as jy al 5 gehad het en jy nog steeds nie by jou eie een is nie, dan is jy seker maar die probleem. En dis die genade van die Here. En ek weet baie keer, mense wat deur egskeiding was, voel baie skuldig. Want die woord sê God haat egskeiding. Nou, God haat nie die mens nie. Hy haat die egskeiding, want hy weet wat die resultaat van egskeiding is. Maar vanoggend, as jy sit en jy sal geskei, wil ek vir jou sê, Jesus vir jou kom sê, my genade is nog steeds groter as jou teleurstelling. Jesus gaan jou nie hanteer volgens jou egskeiding nie. Sy water is sterker as jou teleurstelling. En nie net as jy deur 'n egskeiding is, soveel keer het ek en jy al teleurstelling beleef, nie net in ander mense nie, maar in onsself.
En dat ons al geval in die lewe en dan wil ons onsself hanteer volgens ons oortredinge en ons verwag dat God ons ook daarvolgens hanteer. As God my en jou regtig moes hanteer volgens ons oortredinge, waar sou ek en jy gewees het vandag? Is daar nie 'n belofte wat sê, maar ek hanteer nie volgens jou oortredinge nie, want my seun was alreeds gehanteer op die kruis vir jou oortredinge. Hy was alreeds aan die kruis vir jou gebroke huwelik. Hy was alreeds aan die kruis vir jou kind wat verlore is. Maar een ding wat hy volgende vir my wil kom sê is, jy moet verstaan, waar lê die antwoord? Jou antwoord lê nie op die volgende huwelik en die volgende man wat jou net gaan beter laat voel, of die volgende vrou wat jou net beter gaan laat voel nie. Jou antwoord lê nie op die volgende werk wat jou net beter gaan hanteer nie. Jou antwoord lê nie op die volgende groter salaris nie. Jou antwoord lê nie op die beter kar wat jy gaan ry nie. Jou antwoord lê nie in 'n groter huis wat jy gaan bly nie. Daar's nie 'n probleem met hierdie goeders nie, maar as jy jou vervulling in dit sit, gaan jy vinnig teleurgestel word. Want is tydelik. Die vlees word bevredig vir 'n oomblik. Alle vlees, al word hy nou vervul en bevredig, word weer lus. Maar die geesmens het 'n vervulling wat bonatuurlik is. Wanneer jy 'n lewe wat Jesus hier vir ons die antwoord kom gee om te sê, as jy net weet wie ek is, sal jy my vra. En hier is die kerk, hier is die ding wat die Here vir ons wil kom sê volgende, wat ek net in die voorbereiding van die woord is, mense leef ontevrede want hulle vra by die verkeerde plek. Wat sê Jesus vir? As jy weet wie ek is, sal jy my vra. En weet jy wat gaan jy beleef? Jy gaan tevredenheid beleef. Jy gaan vergenoegdheid beleef. Want ons is so, as ons net hierdie ding kan afhandel, as ek net hierdie transaksie kan, as ons net die jaar kan verbykry, en ons as mens, ons leef van een hoogte na die volgende hoogte, ons leef van een battle na die volgende battle, en ons dink as ons net hierdie kan oorwin, as ons net hierdie kan klaar kry, gaan ek net beter voel. Soveel jong mense, as ek net kan klaarmaak met skool, gaan alles beter wees, en dan stap hulle uit skool uit, dan besef hulle, dis toe glad nie wat ek gedink het dit is nie. As ek tog net kan trou, as ons net kan trou, sal alles beter raak. As sy nie verander het voor die tyd nie, gaan sy ook nie in die tyd verander nie. As hy nie verander het voor die tyd nie, kan ek jou raad gee, gaan dit nie sommer verander in die huwelik nie. Inteendeel word dit soms erger. Wees waaksaam. Want jy sien, die probleem is, jy sint jou vervulling, as ek maar net die volgende, as ek maar net eendag 'n salaris kan verdien, as ek maar net eendag hierdie, as ek maar net my huisie by die see kan hê, as ek net kan leef, om net klaar te maak, is net soveel jaar nog oor, ek kan net soveel salarisse wat vir my wag, en as ek darm maar net kan klaarmaak, en net kan aftree, uiteindelik, dan is ek mos tevrede. En dan gesels jy met afgetrede mense. Jy sien, hierdie wêreld, hierdie lewe, hierdie planeet wat ons op is 'n plek van frustrasie as jy jou vervulling gaan soek in dit wat hierdie put vir jou wil bied. Maar dank God, dat hy my en jou nie alleen gelos het, as wesens agter op hierdie wêreld nie, maar dat Jesus het gesê, ek gaan die Vader bid, en dat die Vader sy Gees sal stuur, sy Heilige Gees, om ons te vertroos, om ons lewe te kom vervul, sy Heilige Gees, wat nie 'n tydelike inspraak in ons lewe is, in 'n tydelike oomblik, net in 'n Sondagoggend, dat ek sy teenwoordigheid beleef, en halleluja, wonderlik, maar ek stap hier uit, met 'n fontein in my hart, want daar's iets wat in my binneste oopgebars het, en dis die Gees van die lewende God, wat in my kom woon het, wat my vervulling gee. Ons het 'n begrafnisdiens gehad, of 'n gedenkdiens, donderdagoggend hier by die gemeente, van 'n gemeentelid, se ouer, en ek staan en gesels met 'n oom. Ek wil vir julle sê, hierdie oom is so vol van die Here. En terwyl hy my gesels, toe hoor ek hier die gesprek wat Jesus met die vrou het. Hy sukkel amper om sy sinne klaar te maak. Terwyl hy met my praat, dan stap en dan gaan sy woorde en sy sinne oor sommer in 'n geestestaal. Ek kan nou staan met hom gesels, maar dit is so verrykend. Want terwyl hy praat met jou, dan begin hy net, en jy kan sien die Gees van die Here, hy kan hom nie inhou nie. Hy begin sommer net in sy taal, soos dat hy opgewonde raak oor die werk en die dinge van die Here en die woord van die Here, dat hy oorgaan in 'n taal, en ek sê, ek wil dit hê, ek soek daardie fontein. Hierdie ou kan nie daai fontein terughou nie, want jy sien, nou probeer jy 'n fontein toedruk, gaan hy op 'n ander plek uitspring. Dis waar ek en jy moet wees. Hy's 78 jaar oud, die oom. Maar hy is so vol lewe, hy is so vol energie, hy is so lus vir dit wat kom, want hy sê, die Here is net goed, broer.
dat hy dit nie kan terughou nie. Dis wat Jesus vir ons hier kom sê. Maak nie saak waar jy was nie, maak nie saak hoe droog jy al gemaak het nie, maak nie saak of jy al hoeveel huwelike was nie. Die ding is, die antwoord is nie die volgende huwelik nie. Die antwoord is ook nie 'n ander man of 'n ander vrou se man nie. Want die ander verbode vrugte is mos gewoonlik lekkerder, né? So sê hulle. Maar dis nie die vervulling nie, want dis die probleem waarna die wêreld heeltyd soek. Is hierdie sensasie, hierdie vervulling, maar vanoggend kom die Gees van die Here en sê, hier is ek is tot jou beskikking, ek is jou vervulling, ek is jou genoeg, ek is jou tevredenheid, ek is die fontein wat in jou woon. Johannes 7 vers 37, hy sê in die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, dis my vraag, kerk, hoe dors is jy? Laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo. Enigiemand wat in Jesus glo? Wat is die resultate? Soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. En dit het hy gesê, hoor mooi, Jesus sê vir die vrou, as jy weet wie ek is, sal jy my vra en ek sal vir jou gee. Lewende waters wat in jou binne sal word, 'n fontein. Waarvan praat hy? En hy gee die antwoord hierso in Johannes 7 vers 39 en hy sê, en hy het dit gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Hierdie was voor die kruis, ek en jy leef na die kruis. Wie is die lewende waters? Dis die Gees van God wat in ons kom woon het. Ons sal krag ontvang wanneer die Gees oor ons kom. Maar die vraag vanoggend, waar bly jou hoop? Die goedjies, die besitting, die afgode in ons lewe waarop ons so hoop om ons tevrede te stel. Dalk het jy gehoop op jou vrou wat jou tevrede moet maak. En sy het jou teleurgestel. Dalk het jy gehoop op jou man. Ons almal is mense en ons almal val. Daar is nie so iets soos 'n perfekte huweliksmaat nie. Iemand het dit eendag so mooi gesê, die perfekte huweliksmaat is die een wat nie van sy maat verwag om perfek te wees nie. Dalk het jy 'n perfekte kerk gesoek. Al as jy hom vind, moet nie aansluit nie, want die oomblik as jy aansluit, is hy nie meer perfek nie. Ons soek na dit. Maar weet jy, ek en jy hoef nie te soek nie. Ons hoef net te vra. En wanneer ons vra, is daar iets wat begin gebeur. En 'n fontein begin borrel. Sien, iewers moet ons laat gaan van die leuns van hierdie wêreld wat sê, as jy net dit, as jy net dat, as jy net daai, dan gaan jy tevrede wees. Nee. Daar's net een tevredenheid en dis in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Ek kan vir vanoggend sê, my eie lewe het ek al soveel keer, depressie is 'n realiteit, kom ons mekaar dit sê. Hy kom klop aan almal se deur. Ek dink hier daar's 'n persoon wat vanoggend hier sit, wat kan sê dat ek nog nie iewers depressie beleef het nie. Mismoedigheid, neergedruktheid. Maar ek dank God vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Wanneer ek voel, hy kom klop in my deur en my gedagtes, dan het ek 'n afspraak in my binnekamer met die fontein. Die bron van die fontein. As die finansiële druk hoog raak, as die uitdagings te veel raak, dan gaan ek na die bron van die fontein. En ek sê, Here, U is groter as hierdie uitdagings. En ek tap in die bron. En ek gooi die modders van hierdie wêreld af, vir die daar bid vanoggend voor die diens, en sê, Here, daardie toutjies wat ons nog vashou in die wêreld, mag U dit kom breek, finaal breek, wat ons wil terugtrek, want die wêreld wil vir jou sê, hoor, hier is vir jou goed wat jou gaan beter laat voel. Vat 'n pilletjie, vat net nog een en jy gaan beter voel, en ons gryp na die krikke, maar daai krik gaan jou net verder in die put laat afsak. Maar daar's 'n fontein wat tot jou beskikking is. Vir wie is hierdie fontein?
Jesaja 55 vers 1, o almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom, koop sonder geld en sonder prys. God vra nie wat het jy om te gee nie. Wat sê Jesus vir die vrou? Jy moet net weet wie ek is. Ek is die gewer van goeie gawes. Openbaring 21 vers 6. En hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega. Dis die eerste letter en die laaste letter van die Griekse alfabet. Hy is die begin, hy is die einde. Hy het nie 'n begin nie, hy het nie einde nie. Dis die God wat ek en jy op vertrou. Hy sê die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Dat is nie 'n prys wat jy hoef te betaal nie. Jy moet net vra. In Openbaring 22 vers 17. Hy sê die Gees en die bruid sê, kom. En laat hom wat hoor sê kom. En laat hom wat dors het kom. En laat hom wat wil. Ek dink hier is my die belangrikste van vanoggend. Is jy op soek na tevredenheid? As jy tevrede is, well done. Maar as jy nie tevrede is nie, hier is 'n uitnodiging. Sonder geld, verniet, tot jou beskikking, vanuit die troonsale van die Vader, wat hy sy Gees vir ons gestuur het, maar die belangrikste is, en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet. So Jesus kom staan voor jou vanoggend. Weet jy nog dat hy die een is, wat die gewer is van lewende waters? Weet jy dat hy die bron van die fontein is? Jy sien die wêreld wag vir die fonteine wie om oop te bars. Uit die harte van die kinders van die Here, want weet jy wat doen 'n fontein? Waar fontein is daar lewe rondom. En hy skep nuwe lewe. En hier is die belofte, hy sê in Handelinge 2 vers 17. Hy sê in die laaste dae spreek God, en dit kom uit die boek van Joël, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. 'n Geestelike ontwaking. Dis aan die kom kerk. Die vraag is jy dors genoeg? Die vraag vanoggend is, gaan jy skuil agter verskonings? Here, ek het nie genoeg nie. Ek is nie genoeg nie. Ek doen nie genoeg nie. Nee, hy sê verniet. Dis verniet. Dis wie hy is. Ek vra die orkes kan vorentoe kom. Maar wat die Gees van God vir jou vra, wil jy tevrede wees? Wil jou huis 'n huis van vrede wees? Wil jy 'n man van vrede wees? Wil jy 'n vrou van vrede wees? Wil jy vergenoeg wees dat sy teenwoordigheid vir jou genoeg is? Ek het nou eendag met 'n klompie kerkleiers gepraat. Ek sê, weet julle wat? Ons het weer op 'n plek kom dat Jesus vir ons genoeg is. En die volgende worship sensasie, en die volgende mooi program, en die volgende beligting, en ja, dit is so hartseer wat dit geword het. Sy teenwoordigheid moet genoeg wees. Ek wil volgens vir jou sê, Jesus is genoeg. En as jy vanoggend hier sit, en jy sê, Here, dalk is daar die fontein van jou net bietjie toegestop, met bekommernisse, met 'n paar teleurstellings, met skuldgevoel dalk. En ek beleef net die Heilige Gees wil net kom skoonmaak. En hy wil net weer kom uitbars uit jou binneste. So that you can be content with your life. Tevrede met wie jy is. Want jy leef met sy teenwoordigheid. En as jy volgende in hierdie plek sit en sê, Here, ek het net weer nodig om in te tap met die bron. Die bron van die fontein wat in my is.
kan jy net saam my staan nie. Jou tevredenheid is in Jesus alleen. Jou tevredenheid lê in die uitstorting van sy Heilige Gees. Jou vreugde is in hom. Vir die wat wil, laat hom wat wil die waters van lewe neem verniet. En ek wil volgens die geleentheid bied, as jy net daar staan, ek wil almal se oë gesluit vir die oomblik. Jy ken jou eie hart. Jy ken die storms wat woed in jou gedagtes. Dalk voel jy leeg, want jy sien hierdie wêreld met sy verwerping en sy aanslag wil ons leeg tap. Daar's verhoudings waarin jy seer gekry het, wat soos dolke in jou rug is, wat jou kom leeg tap het. Maar volgend nooi die Heilige Gees en sê kom na my toe, ek is die bron van jou lewende waters. En as jy vanoggend net sê, Here, hier is ek wil vra die bedieningsspan vorentoe kom, en ons wil vanoggend net vir mense hand oplet, terwyl ons aanbid, en ons gaan 'n aanbiddingslied sing, en ons wil nie met vanoggend die uitstap leeg nie. Jy sien die uitstorting van die Heilige Gees, jy sien die boek van Handelinge gaan lees, as die disippels het hulle hande opgelê op mense. Soos hulle hande oplê, die Here hulle gevul met sy Gees. En as jy vanoggend net nodig het om weer hande op jou te kry vir die vervulling met die Heilige Gees, stap nou uit, terwyl ons sal bid. En ons gaan jou bedien hiervoor. Neem die vrymoedigheid, terwyl ons sal bid. Die wat wil kom, in die leegheid stap nie. Sy bron van lewende waters. Heilige Gees is getrou. Hy is gentle. Hy gaan hom nie op jou afforceer vanoggend nie. Hy staan by die deur en jy beleef daardie klop aan jou deur. Moenie dat trots in jou pad staan. Stap uit, hier's 'n paar mense wat nog staan, maar jy moet uitstap vanoggend, jy het nodig. Daardie bekommernisse gaan nie verdwyn in die selfpoging nie. Want dit is nie deur krag of geweld nie, maar dit is deur sy Gees. Wie sal nog volgende wat sê, bid vir my. Kom ons saam bid hom. Kan jy daar weer staan, wil jy net jou hand op die skouer van die persoon langs jou sit. Vir ons, wat geesvervulde mense is. Wat net volgens sê, my boeta en my sissa, ons is deel van dieselfde bron. Die bron van lewende waters. En daardie lewende waters het in jou binneste begin uitsprei tot in ewigheid. Ek wil nie net vir die Here dankie sê nie, mag daardie water net sterker vloei, net die persoon langs jou bid en sê, Here, laat hierdie stroom net sterker vloei, laat hierdie fontein net hoër opstyg. Here, dat die wêreld om hulle lewe sal beleef, die lewende water sal beleef, Vader. Dankie, Vader. Dankie vir lewende waters. Dankie vir 'n ewige tevredenheid en die vervulling van die Heilige Gees. Ons loof. Ons loof, Here. Hy is jou bron. Hy is jou tevredenheid. Hy is jou alles. Jesus, wil jy net saam met my sê vanoggend nie, Jesus is vir my genoeg. Jesus is vir my genoeg. Dis my gebed. Dat jy dat jou huis 'n huis van vrede sal wees, dat jy 'n man van vrede sal wees, dat jy 'n vrou van vrede sal wees. En dat God se vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal heers in jou binneste en uit jou uit sal straal. Sy vrede wat jou hart
en jou gedagtes bewaar. Vader, ek seën elke persoon. Mag U aangesig oor hulle laat skyn. Mag U vir hulle vrede gee, Here. Mag hulle leef tevrede weens die vervulling van die Heilige Gees. Mag die fontein net bly vloei en mag die water, Here, waarmee hulle oorloop, die wêreld om hulle benat met die heerlikheid en die vreugde. Heilige Gees, dankie dat ons blydskap in U is. Kom seën ons in die bewustheid van U teenwoordigheid. Elke oomblik van elke dag, elke môre as ons opstaan, dat ons al kan opstaan met 'n lied in ons hart en met 'n goeiemôre, Heilige Gees, in Jesus naam. Amen en amen. Die Here seën julle, mag jy 'n geseënde Sondag hê vanaand. Uur van gebed, moenie mis nie, anders onthou om iemand te nooi vir volgende week se dienste.